Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand, wanneer ook al jy na hierdie video kyk. So 'n groot gedeelte van waarna ons gaan kyk op hierdie kanaal, veral in die begin, gaan breuke wees. Breuke is so 'n verskriklik belangrike gedeelte van ons laer en hoërskool wiskunde loopbane. En ons wil graag terug na die heel begin en gaan kyk wat is plus en minus, maal en deel met breuke is 'n groot vangplekke en die basiese konsepte. So kom ons spring in, soos ek altyd sê, gryp 'n pen en 'n papier en 'n sakrekenaar, maak notas saam met my en dan kyk ons wat ons kan regkry. Optelling en aftrekking van breuke, net 'n vinnige verduideliking. So wanneer ons breuke optel en aftrek, dan moet ons seker maak dat die noemers, belangrik hierso, die onderste getalle moet dieselfde wees. Dit is verskriklik belangrik, net met plus en minus. As hulle reeds dieselfde is, kan ons die tellers optel en aftrek. So ons gaan net die tellers plus en minus. Alright? As hulle verskillend is, moet ons eers 'n gemeene noemer, dit beteken 'n noemer wat dieselfde is, 'n gemeenskaplike noemer kry. En dan moet ons kyk wat deur die KGV, die kleinste gemeene veelvoud van die noemers te bepaal. Baie woorde, kom ons kyk hoe lyk dit dalk in aksie. So 'n stap vir stap proses. Nou ek weet baie van ons hou van resepies, nee, ons hou van stap vir stap. So hierdie is dalk iets wat jy kan neerskryf en dan kan jy met elke sommetjie gaan en sê, wat was stap 1 nou weer? Wat was stap 2? So proses help 'n klomp van ons. Stap vir stap proses, stap 1. Die eerste stap is eintlik om te kyk of is ons lucky vandag. So is die noemers daar gelyk. As die noemers al reeds gelyk is, dis fantasties, dan al wat ons doen is, ons plus en ons minus die tellers. Okay, die teller is die boonste getal. Ons plus en minus die teller. Belangrik, kom ek maak dit groen, belangrik, die noemer gaan glad nie verander nie. Ons gaan nie die noemers plus en minus nie, ons gaan net die teller plus en minus en die noemer bly wat hy was. Okay, ons gaan nou sien hoe lyk dit. As die noemers verskillend is nie 'n train smash nie, dan wat doen ons? Ons kyk, daai twee verskillende noemers, of drie verskillende noemers, wat is hulle kleinste gemeene veelvoud, hulle KGV? En dan kan ons die noemers dalk almal op daai gemeene veelvoud skryf, sodat die noemers dieselfde is. So ons herskryf die noemers, sodat hulle dieselfde noemer het. Onthou, baie belangrik, wat jy bo doen, moet jy onder doen. Ek is seker jy is al verveeld om daai sinnetjie te hoor. Maar dit is reg belangrik, wat ek bo doen, moet ek onder doen. Ook ietsie wat jy hierso kan 'n side note, nee, wat jy kan skryf langs die kant. Ek mag die tellers en die noemers maal en deel, so kom ons sê, ek mag maal en deel, ek mag nie plus en minus nie, okay, so ek mag maal en deel, maar nie plus en minus nie, ons kan dit, maar nie plus en minus nie, wanneer ek die noemers probeer dieselfde maak, mag ek maal en deel, maar ek mag nie plus en minus nie. Skryf dit neer, as ons nou by die somme kom, gaan jy sien wat bedoel ek wanneer ons in aksie is. En die laaste stap hierso is maar altyd die laaste stap hier belangrik, vereenvoudig, so ver soos wat jy kan. Okay. So, kom ons kyk na 'n vraagie of twee, hopelik soos wat ons die vrae doen, en ek sê altyd, dan sê die kinders vir my, yes, maar Willem, ek verstaan nou nog nie, nee, ek kry dit nie, ek vang dit nie, dan sê ek, moenie worry nie, as ons 10 somme gedoen het, gaan jy outomaties op jou eie amper, gaan jy begin sê, nou verstaan ek wat jy gesê het in die begin. Okay, so as jy nie verstaan nie, moenie opgee nie, moenie die rekenaar breek nie, begin met die sommetjies en dan begin jy die proses van. Kom ons kyk na die eerste vraagie. Die eerste vraagie sê 3 op 8 plus 2 op 8. Eerste vraag, is die noemers dieselfde? In hierdie geval, ja, hulle is. Fantasties. As die noemers dieselfde is, wat moet ek doen? Wel, ek plus die tellers. Wat is 3 plus 2? Dis 5. En wat het ons gesê doen ons met die noemers? Ons hou die noemer wat hy was. 3 agstes plus 2 agstes is 5 agstes. Alright, heel eenvoudig. Hierdie tweede enetjie, soortgelyk, net 'n minusom. Ons sien die noemer is dieselfde. Omdat die noemer dieselfde is alreeds, hou ek die noemer 12. En bo die lyn weet ek 5 minus 1 gee vir my 4. Maar nou, okay, fantasties, ons het die eerste twee reg, dis 'n goeie beginpunt. Maar nou onthou ek daai laaste stap, nee, as ek nou 'n bietjie opgaan, onthou ek die laaste stap was vereenvoudig altyd jou antwoord.
So, hoe lyk dit? Wel, as ek kyk na 5 op 8, vra ek vir myself, is daar iets wat ek 5 mee kan deel en 8 ook mee kan deel? Wel, 8 kan deel met 2, 5 kan nie. 8 kan deel met 4, 5 kan nie. Nee, ek dink nie daar is iets nie. Okay, maar as ek kyk na 4 op 12, kan ek sê, wag 'n bietjie, kan ek nie bo deel met 4 en onder deel met 4 nie? Wat ek bo doen, moet ek onder doen. 4 gedeeld deur 4 is 1, 12 gedeeld deur 4 is 3. Ja, 4 op 12 is gelyk aan 1 op 3. Dis die eenvoudigste vorm. As ek nou 'n laaste stap doen, gaan ek nie my laaste punt kry. Okay? En hierdie wat ek nou in pink geskryf het, hierdie gedeeld deur 4 gedeeld deur 4, dis nou waarvan ek gepraat het hierbo toe ek geskryf het. Ons mag net maal en deel, maar ons mag nie plus en minus nie. Okay, so ek mag bo en onder maal met 4 of deel met 4, maal met 2 of deel met 2, maar ek mag nie sê plus 4 nie. Okay, so sommer net ietsie kleins daarso. Reg, die volgende een, nou spring ons in die diepkante. Die volgende een het ek 7 op 9 minus 2 op 3. Nou is die noemers nie dieselfde nie. Nou moet ek vir myself gaan vra. Hierdie twee noemers, 9 en 3. Wat is die kleinste getal, die kleinste veelvoud van 9 en 3 wat hulle in gemeen het? As ek tel in 9 is en ek tel in 3's, wat is die eerste keer wat hulle gaan ontmoet? Nee, nou, ek kan gaan na 18 of 27, dit sal werk, maar die eerste keer wat hierdie twee getalle sal ontmoet, is as ek hulle albei vat na 9. Okay, want ek weet 9 kan in 9 ingaan, kom nou, dis maal 1. So as ek maal 1 onder, moet ek maal 1 bo. En ek weet hierdie 3, kom ons vat weer die pink pen, die verandering pen, so hierdie 3 kan ek maal met 3 onder, maal met 3 bo. Solank ek dieselfde doen bo en onder, het ek niks verander nie. 2 maal 3 bo, geef my 6. Nou het ek 7 op 9, minus 6 op 9. Die noemers is dieselfde, ek hou dit, 7 minus 6 is 1. Nie so erg nie. Ons kyk na vraag 4. 1 op 4 plus 1 op 6. Nee, soortgelyk in die vorige een, ons wil die kleinste gemeene veelvoud kry van 4 en 6. Wat is die eerste keer wat 4 se veelvoude ontmoet met 6 se veelvoude? Nou, soms wil ons almal spring na 24. Ja, 4 maal 6 is 24. Ons kan, maar 4 en 6 gaan mekaar ontmoet voor 24. As ek tel in 4, 4 8 12. Ek tel in 6, 6 12. Dan sien ek, hierdie tweeetjies gaan by mekaar kom by 12. As ek die noemers altyd 12 maak, nou moet ek kyk, wat het ek onder gedoen? Ek moes 4 maal met 3 om 12 te kry, wat moet ek bo doen? Maal 3. Ek moet 6 maal met 2 om 12 te kry, wat moet ek bo doen? Maal 2. Okay. 1 maal 3 geef my 3, 1 maal 2 geef my 2, en dit geef my hierso antwoord van 5 op 12. Reg. Sê nou maar ek het hierdie gevat na 24, is die einde van die wêreld? Glad nie die einde van die wêreld nie. As ek hierdie gevat het na 24, sou ek uitgekom het. Nou ek gaan nou hierdie somme vinnig doen. As ek altyd vat na 24, sou ek uitgekom het by 6 plus 4. Dit sou wees 10 op 24. En wat moet ek altyd dan doen? Ek moet vereenvoudig. Hoe vereenvoudig ek 10 op 24? Wel, ek sou moes sê gedeeld deur 2 gedeeld deur 2. En dit gaan vir my 'n antwoord gee van 5 op 12. Dis dieselfde antwoord, ons gaan maar net moet onthou om te vereenvoudig. So ja, 100%. As ons met daai twee moeilike somme gedoen het, kan ons kyk na vraagie 5 en 6. Okay, so hierdie twee ouetjies het weer eens, ek lyk nie asof hulle dieselfde noemers het nie, ek soek die kleinste gemeene veelvoud. 10 in hierdie tyd van hierdie video kom jy nou al in die ritme, nee. 7 en 5 ontmoet by 35 vir die eerste keer. Wat moes ek gedoen het met 7 en met 5? Wel, 7 maal 5 gee 35, dan moet ek bo maal 5. 5 maal 7 gee 35, dan moet ek bo maal 7. Bo die lyn, 3 maal 5 is 15, 2 maal 7 is 14, as ek daai tweeetjies plus, onthou, die noemer bly altyd dieselfde, 15 plus 14 is 29. Ek toets dit net, kan ek hierso vereenvoudig? Nee, 29 is 'n priem getal, so ek gaan hom nie kan vereenvoudig nie. Reg, nommer 6 het 'n bietjie van 'n pikkel, 'n conundrum, en dis daai heel getal, nee, ons het 'n gemengde breek hierso, en ek werk nie met gemengde breek nie, dis my reël, ek werk nie met dit ooit nie. So ek gaan altyd, en ek verander daai in 'n onegte breek.
as jy vergeet het hoe, ons gaan sê, ons maal boontoe, en ons plus, so 5 maal 2 is 10, plus 2 is 12 op 5. En nou los ek die som op. Ek werk nie met gemengde getalle nie, so sodra ek die onegte breek het, dan kan ek sê, reg, kom ons kry nou 'n gemeenskaplike noemer. En ek weet 5 kan 10 toe gaan, 10 kan 10 toe gaan. Ja, so dit is nie te moeilik nie. 5 maal met 2, 12 maal met 2. Geef my 24 op 10 plus 3 op 10. Dis 27 op 10. En hierso afhangend van wat my juffrou of my meneer van my verwag, nee, hierso baie keer dan sê hulle vir my, ek moet dit nou terugvat na 'n gemengde getal. So dan sê ek 27 gedeel deur 10 gee vir my 2 heeles en 7 tiendes. Dalk doen ons later 'n videoetjie net op daai stap, as jy sukkel met onegte breek na 'n gemengde getal toe vat. Reg, laaste sommetjie, byt vas, jy's amper daar. Dit is hierdie enetjie, want hy lyk scary, hy het 3 breuke wat geplus en minus word. Maar al wat ek doen is, ek gaan kyk, wel my noemers is 6, 3 en 2. Wat is die kleinste veelvoud van 6, 3 en 2 wat dieselfde gaan wees? En dalk as jy nou baie skerp is, gaan jy dit kry voor ek ewen hierdie breuke klaar skryf. Al 3 hierdie getalle kan gaan in 6 in. Al 6 was klaar 6, so ek hoef niks te verander aan hom nie. As ek 3 maal met 2, moet ek bo maal 2. As ek 2 maal met 3, moet ek bo maal 3. En wat kry ek hierso? Ek kry 1 maal 2 is 2, 1 maal 3 is 3. Nou is my noemers dieselfde, so ek kan die noemer hou as 6. Bo die lyn, 5 minus 2 is 3, plus 3 is 6. Ek moet vereenvoudig, wat 6 op 6. En as jy 1 kry, wel dan, jy is skerp. So dis plus en minus met breuke. Ek gaan altyd vir jou aanmoedig, gaan oefen 'n klompie van hulle. By die huis, by die klas, vra jou juffrou, oefen maak perfek. Nee, so hierdie 7 sommetjies is 'n goeie begin, maar nou begin die harde werk. Sterkte.